ons vooraf afkondigings in die blou sakkie onder die diens, dra ons af in die diakonale kas en in die rooi sakkie by die deure vir die kerkkas. Ons diensbeurt vandag is wijk 4, Ouder Nardus Stegman en die diaken Nardus Stegman. Baie dankie Ria Pretorius en die sisters van groep C wat die teeskindwerk doen. Dankie Charmaine Swartpoel wat die preekverduideliking hanteer. Kritisasie na die erediens en ouderlinge vergadering na afloop van die kritisasie. Ter approbasie, die name van die volgende broeders en susters as diakens: Jonandi Oukamp, Marieta Meyer, Gerry Foster, Dou Breed, Flippie Schulman en Heinrich Rol. Daar sal nie die 22ste Mei dopperkuier kafee wees nie. Die susters in die diakonie nooi u elke keer hartlik uit om volgende Sondag na die nagmaal erediens saam met ons in die kerk sal by mekaar te kom vir 'n nagmaal ete. Vir volwassenes en hoërskoolkinders R50 en vir laerskoolkinders R30. Dan moet ons susters het ons verjaardag. Baie geluk aan doopleerder Christen Lee, hy verjaar môre. Woensdag sê ons geluk aan suster Patrice Potgieter. Vrydag verjaar suster Desiree Venter en Saterdag sê ons geluk aan Meisie Du Plessis. Bybelstudie, Dinsdag die 19de Mei om 6:00 en Woensdag die 20ste om 9:30. Ons verskuif van die Lapa na die lang lokaal in die kerksaal, dan raak die koel. Onder meer wil sê baie sterk aan moeder Dries Rousseau wat môre begin met bestrale. Ons dink aan ons gebede. Ook baie sterk aan moeder Johan Jansen van Vieren wat weer Woensdag na Tenie toe gaan vir verdere ondersoeke. Ons diakonie die 21ste Mei, dis eerskomende Donderdag, hulle baie gewilde rolbaldag. Daar is nog 2 vierballe beskikbaar. So moeders en susters, ons kort nog 8 mense wat kom balle rol. So asseblief praat met Tinus of Jacques. En dan het ons 'n oproep gekry van Klasse Potchefstroom. Dit is die deputate artikel 66 kerkorde wat vir die Griekhuisraad 'n dag van verootmoediging uitroep wanneer dit nodig is en hulle besluit om die 31ste Mei op te roep vir so 'n dag waar ons as gemeentes en kerke in die Griekhuisraad ons voor die Here verootmoedig. En dan gaan dit oor 3 sake. In die eerste plek gaan dit oor die verdeeldheid en onderlinge spanning in ons kerkverband rondom die Torah 6 en Torah se besluit oor die vrou in die aand. En die tweede plek gaan dit oor die ekonomiese klimaat en mense wat swaar kry. Veral weens die oorlog in die Midde-Ooste, die wyd verspreide uitbraak van werk-en-klouseer onder ons boere, se diere en kinders, en dan ook die onlangse natuurrampe van vloede en veldbrande. En dan ook die ellende wat veroorsaak word deur korrupsie en misdaad in ons land. So broers en susters, die 31ste Mei gaan ons as gemeente ons voor die Here verootmoedig en gaan hierdie onderwerpe dan aan die lig kom. Ek wil graag vra broeder Jan en suster Fransie net vir oomblik opstaan. Ons groet julle nou vanoggend. Julle vertrek met Atterstaat na die gereformeerde kerk Vredenburg Saldanha. Dit is baie ver van julle. En ons het geweet, julle sal al lank gegaan het, maar julle moes eers 'n paar dinge hier regkry. Sal julle baie mis. Broer Jan was 37 jaar lank lidmaat van hierdie gemeente, waarvan 34 van die jare op die kerkraad was. Ons wil julle groet met dankbaarheid onder die Here en ons wil ook vra dat die Here julle sal seën waar julle ook nou by 'n nuwe gemeente sal aansluit. Die broers en susters, ek wil vra dat ons hulle toesing die seënbede van Psalm 134.
te verootmoedig voor die Here en ook openlik te verklaar ons gerigtheid en ons afhanklikheid tot die Here met hierdie woorde. Ek sal my op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp wees. My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, liefde en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van God die Heilige Gees. Amen. Kom ons lof sing die Here, Psalm 33 vers 1. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat al die angste van die hel tot die dood toe gelei het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en gaan sit het aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvan dan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, as deel van ons verootmoediging, ook ons skuldbelydenis, is dit nodig om te luister na die Here se wet. Elke keer wanneer ons saamkom in die Erediens. Want so wil die Here as ware deur sy Heilige Gees sy wet, sy heilige wil op ons harte skryf. Sy wet wat bestaan kinders uit 2 tafels. Die eerste tafel wat ons vertikale verhouding reël, ons verhouding met die Here. Dat ons hom lief hê met ons hele hart, siel, krag en verstand. En die tweede tafel vir ons horisontale verhouding met mekaar as naaste. Dat ons naaste sal lief hê soos onsself. En die Here Jesus sê in Matteus 22 dat in hierdie 2 tafels word die hele wet saamgevat. En die Here gee vir ons in Eksodus 20. Toe het God al in die woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is die jaloerse God. Wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie eindelik gebruik nie. Want die Here sal die wat sy naam eindelik gebruik nie ongestraf laat bly. Gedenk die Sabbat dat jy heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God en dan mag jy geen werk doen. Nie jy, of jou seun, of jou dogter, of
enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarop is, en op die seedag het hy gerus. En daarmee is 'n reële rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verryk mag word in die land waar die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan. Jy mag nie egbreek. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy bees of sy dom, of enigiets anders wat aan jou naaste behoort. Psalm 37 vers 14, 17 en 23. Ons Vader wat in die hemel is, dierbare God, ons wil loof en dank vir u genade, dank vir u liefde. Ons verdien nie al die ryke seëninge nie. En tog het u in Christus Jesus ons lewe verryk en ons oorvloed begenadig. Ons dankie vir Jesus Christus die begin en die volleinde van ons geloof. Ons sê dankie vir almal wat vanoggend hier saam in die erediens is, of wat by die huis inskakel om saam met ons te aanbid. Dankie dat ons mag vra, Here, u deur die Heilige Gees, die verkondiging van die woord ons harte sal seën, dat u deur die woord ons sal bemoedig en versterk. Daar is soveel om voor dankbaar te wees, o Here, as ons dit alles moet noem, is daar nie genoeg ink of papier in die wêreld. Maar ons hart jubel en juig. Ons is dankbaar, o Vader, vir die genade en die voorreg om deel te mag wees van 'n gemeente wat u liefhet, 'n gemeente wat u dien, 'n gemeente wat graag met volle oorgawe tot verheerliking van die naam wil leef en wil werk, ons roeping wil vasmaak. En wat 'n wonderlike hoë roeping is dit om u getuies te wees, sigbare getuies vir 'n onsigbare koninkryk. O Vader, is ons gebed dat u wet wat ons ook nou pas weer kom aanhoor, op ons harte sal skryf, sal vaskryf. Dat ons ons lewe sal skik en rig volgens u heilige raad en plan. Dankie dat ons nie hoef te wonder wat u van ons verwag. Dat ons nie in onsekerheid hoef te leef nie. Dat ons nie in die donker hoef rond te tas. Maar u woord vir ons 'n helder lig is, 'n fakkel op ons pad. Dat die woord vir ons 'n kompas is wat altyd waar en nood aandui. Dankie o Vader dat u vir ons gegee het 'n middelaar en verlosser soos Jesus Christus. Ons koning wat aan die regterhand sit, hy wat ons lei, hy wat ons leer, hy wat ons liefhet.
Dankie dat ons hom mag ken as ons persoonlike verlosser en saligmaker. En dat ons elke dag getroos mag leef in die wete dat ons kinders van die Allerhoogste God is, erfgename is van sy koninkryk en eendag saam met U in die hemel sal wees. O Vader, seën ons saam wees vanoggend. Seën ons as gesinne en families. Seën ons as gemeente. Ons sien uit na die woord dat U ons bring. Maar Here, uit onsself en eie vermoë en krag kan ons dit nie verstaan nie. En daarom bid ons om die verligting van die Heilige Gees. Maak ons vol, ja, vervul ons lewe en ons harte deur die Gees. Sodat ons sal leef tot U verblyf. En wil U uit genade, o Hemelse Vader, aan ons sondes nie dink nie, maar vergewe in Jesus Christus. Dankie dat ons dit mag bid. In die naam bo alle ander name. In die naam, die enigste naam waarin daar verlossing is. Jesus Christus, U Seun, ons Koning. Amen. Geliefdes, ons skriflesing, en dit is ook ons laaste preek in die reeks, wat Paulus se brief van die gemeente in Filippi. Filippense hoofstuk 4, ons lees vers 10 tot aan die einde, en ons fokusteks is vers 11. Ek was baie bly in die Here dat julle na so lang tyd weer gewys het dat julle nog aan my dink. Nie dat julle my ooit vergeet het nie. Julle het net nie die kans gehad om iets te doen. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervind om genoeg te hê om te eet, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Nietemin het julle goed gedoen deur my in my moeilike omstandighede by te staan. Julle in Filippi weet dan ook in die begin van my evangeliepredikking na my vertrek uit Macedonië dat geen enkele gemeente behalwe julle aandeel gehad het aan my rekening van inkomste en uitgawes nie. Ook toe ek in Thessalonika was, het julle meer as eenmaal iets vir my behoeftes gestuur. Het gaan egter nie vir my om die gawe nie, maar om die vrug daarvan, want daardeur word julle self ryker. Maar ek het alles ontvang en ek het meer as genoeg. Nou dat ek van Epaphroditus ontvang het, wat julle gestuur het ek alles wat ek nodig het. Julle gave is 'n offer aan God met 'n lieflike geur vir hom aanneemlik en welgevallig. En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy oorvloedige rykdom in Christus Jesus. Aan ons God en Vader kom die heerlikheid toe tot in alle ewigheid. Amen. Groet aan almal wat aan God behoort deur Christus Jesus. Die broers hier by my stuur vir julle groete. Ook al die gelowiges en veral die wat aan die huis van die Keiser verbonde is, stuur vir julle groete. Die genade van die Here Jesus Christus sal by julle wees. Net op hier. Geliefdes, ons gee aan Suster Shamaine, die klein kindertjies die gereed moet verdaag vir die preekverduideliking. En dan gaan ons in aansluiting by vanoggend se tema en teks sing, Psalm 131 vers 1 en 2. Oh
Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly, want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons leef vandag in 'n ondankbare wêreld met onvergenoegde mense. Maar baie mense voel ontevrede met wat hulle het. Dit wat hulle het is te min. Of dit wat hulle het is nie goed genoeg nie. Verder raak ons ook baie vinnig verveeld en uitgekeier met sekere dinge wat ons het. Dit laat my dink aan 'n kind, want wanneer hy 'n verjaardagpresent kry of op Kersdag die geskenk waarvan hy gedroom het, is hy en dan die speelding vir die eerste ure en dae onafskeidbaar. Daai speelding van slaap saam met hom op sy kusse. As jy nie mooi kyk, nie sit hy daai speelding in sy tas saam skool toe. Maar geen te week, 'n paar dae. En daardie speelding beland onder in die speelgoedtrommel saam met die res. Word vooral vergeet. En dit is omdat die mens so is dit waarom maatskappye miljoene rande moet investeer elke jaar om hulle produkte te verbeter en te vernuwe en aan te pas en vir die gebruiker so aanloklik moontlik te maak. Koop dit of dat. Dit is nuut op die mark. Dit is beter as die oue. Dit smaak lekkerder, werk beter. Jy kan nie eintlik daar sonder leef nie. Jy weet nie wat jy mis nie. Al verander hulle nie die verpakking of die ontwerp, die produk is nog dieselfde, maar jy glo. Dis vas met my. Dis beter. Maar soms werk dit nie so lekker. Maar vra maar die maatskappy Coca-Cola. In 1985 het hulle gaan verander aan hulle resep wat 99 jaar oud is. Wat onthou hulle 9 ding met Pepsi. En hulle besluit maar kom ons maak ons formule bietjie soeter, ons sit meer suiker by. Wel, hulle het meer as 1500 oproepe 'n dag gekry van ontevrede verbruikers, die kliënte wat gesê het, ons soek die oorspronklike, moenie aan die skarring wat werk. En vir 77 dae was dit elke dag hierdie druk van die publiek en het hulle die nuwe produkte van die rakke afgehaal, produksie gestaak en teruggegaan na die oorspronklike resep. Maar kyk maar op 'n bietjie kou. Daar staan oorspronklik. Nuwe is nie altyd of noodwendig beter. En hierdie is 'n kuns wat baie mense, dalk ek en jy, nog in die lewe sal moet aanleer. Wees tevrede met wat jy het. Leef vergenoegd. Want as jy tevrede met wat jy het, met wat jy is, waarmee die Here jou geseën het, is dit die bewys dat jy 'n dankbare hart het. Dat jy leef tot verheerliking van die Here. En dat jy hom in alle omstandighede vertrou. Dink so 'n bietjie daaraan. Globale statistiek het bevestig dat as jy 'n dak oor jou kop het, 'n warm bed om in te slaap en jy het genoeg kos op jou tafel, iets om te eet elke dag, dan is jy ryker as 800 miljoen mense in hierdie wêreld. As jy 'n paar skoene aan jou voet het, is jy ryker as 400 miljoen mense op aarde. Gaan kyk jy na statistieke, einde 2024, begin 2025, oor kredietkaartskuld in Suid-Afrika, sal jy sien dat ons globale skuld in hierdie land beloop 160 tot 170 biljoen rand. Waarom die skuld? Waarom die astronomiese bedrag? Want broer en suster, ons leef bo ons vermoë. Ons gaan maatskuld om goed te koop wat ons graag nou wil hê. Ons kan nie daarvoor spaar of daarvoor wag nie, nou. En baie keer is dit goed dat ons koop wat ons glad eers nodig het. Die dolle gejaag na nuwer en beter raak eenvoudig alle fasette van ons lewe op materiële gebied. Ek wil altyd meer hê. Wanneer ek kom by my werk en my beroep, sit ek soms 'n dagdroom oor iets anders, iets beters. Ek wil nie meer 'n onderwyser wees nie, moet ek nie dalk in die privaat sektor ingaan, my eie besigheid begin. Of dalk broer of iets heeltemal in 'n ander lyn aanpak.
Fisies raak ons ook soms uitgekyk by dit wat ons in die spieël sien. Raak ons moet vir ons voorkoms en daarom moet ek of my hare lang dra of my hare kort dra. Dit reguit maak of dit krul, dit kleur. Dan is dit donker, dan is dit lig. Daarom is dit so 'n suksesvolle bedryf, die bedryf van dieete wat mense nog graag maarder wil. Hierdie of daai produk of inspuiting. Of hulle wil graag frisser word. Dan skryf in my gimnasium. Ongelukkig raak hierdie verandering ook soms ons uitgebak raak met ons verhoudings. Ek ontmoet iemand, ons raak 'n vriend en ons is onafskeidbaar. Ons moet mekaar elke dag bel en WhatsApp en vra hoe gaan dit. Maar met die verloop van tyd dan raak ons bietjie uitgekuier met mekaar. Voel ek maar eintlik het ek hierdie verhouding ontgroei. Hierdie vriendskap is nie meer belangrik nie. Ek dink ek moet eerder aanbeweeg. Maar dit gebeur ook in ons huwelike. Aan die begin, op ons gelukkige troudag was dit vlinders en 'n hart wat uit my bors wil spring elke keer as ek haar stem hoor of hom sien. Maar nou is dit 'n paar jaar verder en is my vroukie nie meer so bekoor en so oulik en so mooi as wat sy in die begin was. En daarom is ek lus vir verandering. Ek voel vasgevang in die huwelik waarin ek nie meer kry wat ek graag wil hê nie. Dalk is dit tyd dat ons baie skei en elkeen geluk gaan soek in groener weivelde. Dis tragies om die goed te hoor, maar broer en suster, dit gebeur elke liewe dag. Dit gebeur selfs in ons gemeente, in ons families, in ons vriendekringe. Wat egter weer hartseer is die feit dat die begeerte na al ewige verandering en vernuwing nader aan jou hart en sy wrede greep vasklip. Paulus se laaste woorde in Filippense, sy het niks anders nie as 'n dankie sê brief. In hierdie tyd weet ons dat Paulus in die gemeentelede daar 'n baie innige en persoonlike verhouding gehad het en dat Paulus hierdie mense baie lief was. Hy sê dit hoeveel keer in die brief. Ek verlang na julle, ek het julle baie lief. En hulle is vir hom. Hy verwoord nou sy opregte dank vir hierdie mense wat ons so getrou ondersteun het in sy bediening en in sy moeilike omstandighede. Hy sê, julle is die enigste gemeente van al die ander wat ek geplant en gestig het, wat my nie vergeet, maar my versorg, vir my in die tronk kon kuier. In vers 10 skryf hy, ek was baie bly die Here dat julle na so lank tyd weer gewys het dat julle nog aan my dink. Nie dat julle my ooit vergeet het nie, julle het net nie die kans gehad om iets te doen nie. En in vers 16 voeg hy by, dat selfs toe hy in Thessalonika was, hulle vir hom middele gestuur het om hom te versorg en te onderhou. Ons lees, julle in Filippi weet ook dat aan die begin van my evangeliepredika, na my vertrek uit Macedonië, geen enkele gemeente behalwe julle daar aandeel gehad het aan 'n rekening van inkomste en uitgawes. En toe ek in Thessalonika was, het julle meer as eenmaal vir my iets gestuur vir my behoeftes. In vers 18 bedank hy ook vir Epaphroditus. Dis iemand wat die gemeente afgevaardig en spesiaal gestuur het met 'n pakkie om vir Paulus te gaan aflewer daar waar in die tronk in moeilike omstandighede in Rome sit. En nou sê hy, julle gawe is vir God 'n offer met 'n lieflike geur, vir hom welgevallig en aanneemlik. Hy is so diep geraak deur die mooi gesindheid van die gemeente in vers 19, 'n seënbede oor hulle uitspreek. Hoor wat sê hy? En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. Paulus wil hê dat die lidmate moet weet dat hy dankbaar is, maar meer nog wil hy weet, wil hy hê dat hulle moet weet dat dit nie vir hom gaan oor die offer en die gawes en dit wat hulle vir hom gegee nie, maar dat dit vir hom gaan oor hulle harte. En die dankbare harte wat hy hulle sien, maak hom dankbaar. In vers 17 sê hy, dit gaan nie vir my egter om die gawe nie, maar om die vrug daarvan. Daardeur word julle self ryker. Ek is dankbaar, maar onthou, ek het nie gevra vir julle geld en julle goed. Ek het nie julle minder begeer nie, maar ek is die Here dankbaar daarvoor. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om myself in alle omstandighede te behelp, ons teksvers en verder. Ek weet wat armoede is. Ek weet wat oorvloed is. Ek weet wat dit is om honger te ly. Ek weet wat dit is om oorvloed te hê. Daarvan het ek alles ondervind. Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee.
En in vers 18 sê hy, wat ek ontvang het, is meer as genoeg. Hoor dit, broers en susters? Paulus was 'n vergenoegde mens. Paulus was een wat tevrede was met dit wat die Here vir hom gegee. Tevrede was in sy omstandighede, maak nie saak of dit goed of sleg was. Hy het tevredenheid in die Here gevind. En dadelik kry ons 'n beeld van hoe dit in Paulus se lewe en hart was. Van ons het gesing, Psalm 31, want Dawid het dieselfde emosie en gesindheid gehad. Psalm 31 is 'n kort psalm, ek lees dit. Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, o Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie. Dinge wat bo my vermoë is nie. Ek het rus en kalmte gevind. Soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Wat 'n pragtige beskrywing van vergenoegdheid. Wat 'n pragtige verduideliking of beeld van iemand wat tevrede is met sy omstandighede. Dawid sê hy soos 'n pasgebore babatjie, veilig, knus, beskerming in my moeder se arms, haar skoot, welgevoed. Ek het geen ander behoeftes nie, geen sorge in die lewe nie. Ek voel veilig, ek is rustig, ek is kalm, ek is tevrede. En soos daardie babatjie sê Dawid is hy. En soos daardie babatjie sê Paulus is hy. So hy sy God voel. Hy maak hom nie besorg oor groot, moeilike dinge wat bo sy begrip is nie. Hy sit nie top en worstel oor moeilike lewensvrae en probeer uitteken agter elke vraagteken sit. Hy berus in dit wat die Here openbaar in sy woord. En hy glo dit. En dit stem om te berustig. En dit, broers en susters, is seker een van die grootste geheime van die lewe. Ware kalmte, vergenoegdheid, tevredenheid, rus, stilte. Dit vind ons nie in die dinge van die wêreld, maar vind ons alleen by God en ons verhouding met die Here. Dinge van die wêreld soos geld en besittings en mag en stand en status, selfs die mense sal hierdie behoefte bevredig. Nee, die Here. En daarom moet ek en jy altyd alles in die stryd werk om enige gevoel van ondankbaarheid, ontevredenheid, onvergenoegdheid nek om te draai en moet ons leer ons rus en ons vrede in die Here te vat. Die psalmdigters herhaal dit. Psalm 46:10, bedaar en erken dat ek God is. Psalm 34:9, kom ondervind en sien self dat die Here goed is. Dit van goed met mense wat hy beskou. Psalm 37:3, vertrou liewer op die Here en doen wat goed is, woon en werk rustig voort. Jy moet in stilte op die Here vertrou, vers 9. So Paulus wil in sy dankie sê brief, wil hy jou en my leer om dankbaar te leef, meer nog vergenoeg te leef. En is daar 3 dinge wat na vore kom en wat dan as breekpunte kan dien. En die eerste plek, broers en susters, onthou dit, vergenoegdheid is iets wat jy aanleer. Luister na ons teks, vers 11. Ek sê nie omdat ek gebrek het, want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Dis nodig dat ons vergenoegdheid leer. In die praktyk van ons lewe, dit leer. In ons omstandighede, dit leer. Want dit is nie iets wat outomaties natuurlik by ons voorkom nie. Want my broers, as dit outomaties natuurlik is ek en jy geneig om te kla. Is ons geneig om ontevrede te wees met wat ons is, met wat ons het, met wat ek nie kan doen nie, nie kan bereik nie. Ontevrede. Dit laat my dadelik dink aan seker die bekendste voorbeeld in die Bybel, die Ou Testament. Na 400 jaar van ballingskap en slawerny, bevry die Here sy verbondsvolk en lei hulle deur die Rooi See, droogvoetsveilig. Hy vernietig die Farao met sy weermag. Dan bring hulle in die woestyn en hy lei hulle na die land van belofte, die land van oorloop van melk en honing.
Maar van Egipte tot in die Jordaan, 40 jaar van kla, van mor en murmurering. Hierdie Hebreë volkie was seker die volk wat die meeste kon kla. Niks was ooit goed genoeg nie. Here, ons is honger. Dan stuur die Here vir hulle saam met die oggendhou broodvlokkies manna. Hulle het genoeg daarvan. Hulle moet net self uit die kamp uitgaan, die goed bymekaar maak, gaar maak en eet. Maar kort voordat Here, ons het goed al gebak, ons het goed al gekook, ons het al van pap gemaak, daarvan alles gemaak. Ons het al die resepte, asseblief net 'n stukkie vleis. Kom die oostewind op, die Here stuur kwarteltjies. En hulle kan van hierdie voeltjies gaan vang en dit gaar maak. En dan is tevrede, maar net vir 'n rukkie. Maar dan is dit teken, ons het al gekook en ons het al gerooster, ons het al gebraai, ons het al pastyg, ons het al alles met hierdie, kan ons nie asseblief net 'n bietjie aanbeweeg van manna en kwartels. Dis al iets anders op die spyskaart. Wat van 'n bietjie KFC of McDonald's of iets anders. Ek bedryf, en ek wil julle punt verstaan, hulle kla oor die beste, die Here sê in die Psalms, ek gee vir julle uit die hemel, dek ek vir julle 'n tafel in die woestyn. Moses praat met 'n rots, hy slaan die rots in die water stroom, by Mara kom bitter water soet, by julle spyfonteine. As waarheid het julle al op die waterare in die woestyn gelei, het ek julle veilig gehou. Julle klere het nie gesluit nie, julle skoene het nie gesluit nie. Julle was gesond, ek wilde diere het vyandige nasies voor julle uitgedryf. Vir die dag was dit 'n vuurkolom, 'n wolkkolom, en die nag was dit 'n vuurkolom. Wat meer wil julle hê? My ark het dag vir dag vooruitgetrek. Maar julle teenwoordigheid was onder julle. Maar julle kla, Here, dis hier te kort, dis daar te lang, dit is nie lekker nie, dat wil ons nie hê nie. Jy weet, Seneca, die eerste eeuse Romeinse filosoof het altyd gesê, die probleem is nie dat mense te min het nie. Maar wat hulle werklik arm maak, is die feit dat hulle nooit genoeg kry en altyd meer wil hê. In 1 Timoteus 6 lees ons, die godsdienst is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie, en ons kan ook niks daaruit wegneem. As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Maar die wat wil ryk word, val in versoeking. Hulle loop hulle vas in die stryk van baie sinlose en skadelike begeertes, waardeur mense in die verderf en ondergang gestort word. Geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal. Daardeur het hulle self baie ellende op die hals gehaal. Net weer hierdie woorde. Die godsdienst is 'n groot wins vir iemand wat tevrede is met wat hy het. Iemand wat vergenoeg is teenoor die Here. Dis iets wat ons moet leer, sê Paulus in die eerste plek. En tweede plek, om vergenoeg te wees, my broer en suster, is 'n keuse. Dis iets wat jy elke dag moet kies. Doelbewus moet besluit. En die oggend as jy opstaan, Here, vandag gaan ek my seëninge tel. Maak nie saak wat my omstandighede is nie. Ek gaan my seëninge tel, een vir een. En ek gaan vir U dankie sê daarvoor. En Here, help my deur die Heilige Gees om nie te kla oor dit wat ek nie het en dit wat ek kon. U weet wat ek nodig het. U weet die beste hoe om vir my te sorg. En daarom in stil vertroue wag ek op U. Maar tot dan is ek geduldig. Want die Here het my geleer dat ek in tye van voorspoed dankbaar moet wees en tye van teëspoed geduldig moet wees en die oog op toekoms altyd 'n vaste vertroue op U moet stel. Ek gaan lees in Sondag 10 van die Katekismes. In vers 12 praat Paulus van sy verskillende lewensomstandighede. Ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding, om genoeg te hê om te eet, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Paulus het geleer om vergenoeg te wees, tevrede te wees in alle omstandighede, want hy het geweet, die Here is by my. En omdat die Here by my is, ly ek geen gebrek nie. Of ek nou honger of dors is, welgevoed of versadig is, ryk is of arm is, die Here sal my nooit verlaat, nooit vergeet, nooit in die steek laat.
En daarom dink ek aan die woorde van Hebreërs 13 vers 5 en 6. Hou julle lewe vry van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het. God het self gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, en daarom het ek geen vrees. Hoeveel keer moet die Bybel dit nog herhaal? Hoeveel keer moet die Heilige Gees dit vanoggend nog uitdruklik vir ons sê, wees tevrede met wat jy het. Ons staan gedurig voor die keuse. Jy kan kies. Jy kan besluit om elke dag dankbaar, tevrede en vergenoeg te wees, of jy kan kies om die hele tyd te kla. Hier te kort, daar te lank. Ek het nie genoeg nie. Ek wil meer hê. Ek is nie bevredig nie. Ek is onvergenoeg. Maar onthou weer, as dit is hoe jy kies om te lewe, is dit 'n aanklag teen God. Want sê jy, ek vertrou U nie. En ek is nie tevrede met dit wat U vir my in die hand gee. Dis eintlik 'n aanklag, maar ook 'n klap op sy naam. Jy sê eintlik daarmee, Here, ek is nie dankbaar nie. Dit is 'n sonde wat God in oneer bring. En dit mag nie. So die eerste plek, broers en susters, is vergenoegdheid iets wat jy aanleer. En die tweede plek is vergenoegdheid 'n keuse. En in die derde plek, ons vergenoegdheid vind ons in Christus. Paulus sê, vers 13, ek is tot alles in staat deur hom, Jesus Christus, wat my krag gee. Die wêreld sê die hele tyd vir jou, en die duiwel fluister in jou oor, jy is nie genoeg. Jy het nie genoeg. Jy is nie slim genoeg. Jy is nie mooi genoeg. Maar hoor net vanoggend die bevrydende waarheid van die evangelie. Christus is genoeg. As Jesus Christus jou persoonlike verlosser en saligmaker, Here en koning is, my broers en susters, het jy meer as genoeg. Ly jy geen gebrek nie. Het jy niks om oor te kla. Want met Christus is jy altyd in die oorvloed, altyd in die meerdere. Wanneer Jesus Christus in jou lewe is daar geen rede om ondankbaar of ontevrede of onvergenoeg te wees. En daarom is dit my gebed vir elkeen van ons, dat die Heilige Gees ons sal leer om vergenoeg te wees. Dat die Heilige Gees ons sal leer en ons harte sal verander om altyd dankbaar, tevrede te leef. En broers en susters, ek en jy ook sal kies onder leiding van die Heilige Gees om God te verheerlik deur 'n dankbare lewe, tevrede wees met wat jy het. So tevrede omdat Jesus Christus ons alles is. En daarom kan ek en jy wees soos daardie klein babatjie in die arms en in die skoot van sy moeder. My hart is nie hoogmoedig, Here. Ek maak my nie besorg oor dinge wat te groot is vir my. Maar soos 'n kindjie wat tevredenheid gevind het in die arms van sy moeder, so het my siel tevredenheid gevind in U. Mag dit waar wees van jou. Mag dit waar wees van my. Kom ons dank saam. Amen. Ons wil U loof en prys, o Hemelse Vader, vir die goedheid en genade wat U ook nou aan ons bewys het. Ons dank U vir die woord en die boodskap van vergenoegdheid. Help ons, Here, om ons rus en vrede in U te vind, soos 'n pasgebore baba. Help ons, Here, om altyd dankbaar te wees in alle omstandighede. Help ons, o Here, om elke dag al ons seëninge te tel en te waardeer. Of ons nou oorvloed het of gebrek ly, of ons arm is of ryk, siek of gesond. Laat ons tog altyd alleen op U vertrou en een aan alle dinge die eer gee. Want U is ons Vader wat ons liefhet en vir ons omgee en vir ons sorg.
Dankie Here vir alles wat ons onverdien uit die almagtige Vaderland ontvang. Wil gee o Vader dat ons van vandag af elke nuwe dag sal begin deur ons seëninge te tel. En vir elkeen van die seëninge dankie te sê. Want ons wil nie leef soos ondankbare, onbevreesde, onvergenoegde, ongeduldige kinders. Maar uit onsself kan ons dit nie doen nie, en daarom vra ons die Here, help ons deur die Heilige Gees om te lewe soos ons Here Jesus Christus die voorbeeld gestel. Hy wat self gesê het, jakkals het gate, voëls het neste, maar die seun van die mens het nie 'n rusplek vir sy hoof nie. Hy wat die armste van die armste was, hy wat die swaarste en diepste verneder is. Hy het altyd vasgehou aan sy Vader se hand. En wil hy dat ons dit ook sal doen. Weer ons bid vir ons land en sy mense. U ken ons omstandighede, Here, die uitdagings wat ons het. Lewenskostes wat so hoog is, brandstofpryse wat die hoogte ingeskiet het, die oorlog in die Midde-Ooste, in Rusland, Oekraïne, soveel plekke op aarde waar daar onvrede is, onrustigheid op politieke gebied plaasvind. Here, help ons, verhoor ons gebed, gee ons uitkoms en bevryding. Here, ons bid vir ons boere, ons bid vir beter pryse op die mark vir hulle goedere en produk. Ons bid vir elke besigheidseienaar, vir elke werker, vir elke huismaat, vir ons kinders in die skool. Weer hou ons vas as families en as gesinne. Ek wil gee dat ons altyd dankbaar sal leef. Want met Jesus Christus by ons, altyd aan ons sy, is alle behoeftes bevredig. Het ons niks meer nodig. O Hemelse Vader, ons sondes kla ons aan. Ons weet ons staan voor U skuldig. En daarom wil ons ook nou voor U verootmoedig. En vra dat U deur die Heilige Gees ons hart sal bekeer. Dat ons werklik 'n dankbare lewe sal lei. Dit alles bid ons in Jesus se naam. Amen. Gelukkig ons vra die Jakobs vir die opneem van die liefdesgawes. En dan gaan ons sit as dankie staan. 34.
geluk. Altyd sal ek die Here prys. Altyd vir hom my lof laat reis in voorspoed en in druk. Hom sal ek die ere skenk tot roemtaal kragtig aangespoor, sagmoediges sal dit hoor en aantree op my wenk. Psalm 34 vers 1. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen.